is verlore sonder U. Almighty God, thank you, Vader, Jesus. U is my zielsnog. Dank U vir die woord. U is my zielsnog. Thank you for the revelation. U is my zielsnog. Was die woord. Ek is verlore sonder Dankie, Here, dat die woord nooit U is my zielsnog. U is my zielsnog. U is my zielsnog. Ek is verlore sonder Baie, baie dankie, Here. Ons aanbid U, Here. U is so waardig, Here. Dankie, Here, vir die kosbare skat binne ons, Here. Ons is slegs eerde kryke, Here. Breekbare is vanmôre dankbaar, Here. Thank you, Jesus. You will be done this morning. Baie, baie dankie, Here. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We give you praise this morning. We honor you this morning. For you are more than worthy. More than worthy, Lord, to receive all the honor. All of our praises we render unto you this morning. U is op hierdie plek, Here. Dankie dat U is wat U is. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for abiding with us this morning. You are so precious, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Baie, baie dankie, Here. Yes, Lord. Ons kan net so 'n minuut van stilte aandaaf. Ons suster Kate se eggenoot, suster Hanna Modipa se swaar, het afgesterf. So ons gaan net 'n minuut van stilte aandaaf. Halleluja. Amen. Hallelujah. You may be seated in the house of the Lord. Greetings to our bishop and his wife. Greetings to the elders, the deacons, the evangelists, their wives, every woman of God, every child, every youth, every Sunday school, even the people who decide this morning that they want to be with us in the house of a breakthrough. Kan u net so wy vir die Here? Amen. Halleluja. Weet jy, ek voel nou vir môre soos iemand, julle was mos al verlief, nee. Moenie so ernstig wees, man. Julle was mos al verlief. Sien jy as 'n mens jou oë so lank toe maak, dis te lekker. So voel ek vanoggend, want die Here is ons sielsbeminde en ons moet hom daai plek gee, die Jaken Ridwan. Ek dink vanmôre gee my net 'n noot daar. Ons gaan vanmôre praat oor citizenship and alien. 'n Alien of a fugitive or a visitor is mos iemand wat net 'n land kom kuier. Hy het mos nie burgerskap in hy land wat hy gaan kuier nie, maar 'n citizen, 'n burger behoort mos aan daai land en hy word gegovern deur die een wat daai land regeer. Amen. Pambili, pambili, sia pambili, jy kan net so sit. Sia Jerusalem, sia pambili, pambili, pambili,
sia pambili, sia at Jerusalem, sia pambili. For this world is not my home. I'm just a pilgrim, just passing through. I'm on my way to glory land. I'm on my way to glory land. Pambili, pambili, sia pambili, sia at Jerusalem, sia pambili. For this world is not my home. I'm just a pilgrim, just passing through. I'm on my way to glory land. I'm on my way to glory land. Ons is op pad, dierbares. Ons is op pad. Jy kyk nou vir my asof ek 'n screensaver is. Jy moet lekker wees in die huis van die Here. Ek dink die Here het ons deurgedra. Dis die 2de week op hierdie dag en die Here was vir ons goed. U wat nou nie gehoorsaam was aan die opdrag nie. Ek is tog so jammer vir u. Weet u van u het uitgemis. Van met gehoorsaamheid is daar 'n belofte. Daar's 'n beloning as 'n mens gehoorsaam is. Ek dink die lied sê I'm on my way to glory land. Hierdie saak is nou so hoog vir my. Dierbares, ek dink dat die Here het ons deurgedra. En al die eer kom die Here vanmôre toe, want is net deur hom, nie deur 'n mens. Ek dink gister toe pastor vir my vra, ek gee erkenning aan hom. Toe hy my gister vra om die woord te bedien, toe het ek nie gehuiwer of gemurmureer nie. Want daar's nie hindernis nie. My gees is gesond. Ek is op die plek waar die Here wil hê ek moet wees. Of u nou wat dink van my, dit maak nie saak nie. Want ek weet hoe my binnekamer saak met die Here is. Ek wil vir u vanmôre sterk bemoedig dat u moet bly by die Here. Weet u moet op die plek kom waar die Here wil hê u moet wees en u sal die vrugte sal u geniet wat hy aan ons beloof. Ons kan vanmôre blaai na Filippense 3 versie 20. Filippense 3 versie 20. As u hom het, kan nie amen sê. Broer Jacques, die Afrikaanse Bybel. Lees hom gou vir ons asseblief. Amen. Filippense 3 vers 20 sê, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Amen. Yes, Lord. Ek dink vanmôre, gisteraand toe ek daar sit en ek sê, Here, ek wil niks uit myself uit doen nie, suster Sissie, maar ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek dink baie keer as ons in ons werksplekke is, as ons tussen ons families is, en hulle ken jou as 'n kind van die Here, Juffrou Wildebees, dan sal ons maar nou altyd ou enetjie wat sê, maar ek is ook 'n kind van die Here. Ja, jy's 'n skepsel van die Here. Want die woord sê baie, baie duidelik. Ek gaan nou vir u sê, julle wat hier sit, wat nog nie die Here kans in die lewe gegee het nie, u moet vanmôre haas maak, né? Daar is nie meer tyd nie. Broer Jacques net Johannes 1 versie 12 lees. Terwyl hy dit soek, gaan ek gou net met u praat. Baie keer daar kom 'n mens by plekke en u ken nie u self in die godheid nie, en dit is wat dit so moeilik maak. Want jy moet weet wie in Christus is, dat jy die beeldnis van hom kan uitdra. Amen. Amen. Johannes 1 versie 12 tot 13. Maar aan almal wat aan hom aangeneem het. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Vers 13 sê, hulle is nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Amen.
Ek kan net die mic by u hou, né? Ja, ons almal is die Here se skepping. Maar nie ons almal is sy kinders nie. En ek moet dit vanmôre, die waarheid moet ons deurkom, dierbares. Die Here sê net hulle wie hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van hom genoem te word. Jy is 'n skepping en 'n skepsel van die Here, maar as jy hom nie aangeneem het nie, dan is jy nie sy kind nie en hy's nie jou pappa nie. Hy sê so mooi Efesiërs, ek wil net die woord van ek wil hê dan moet niks in die woord se pad staan nie. Ons kan Filippense 4 vers 4, 5 en 6 kan broer Jacques net lees. Amen. Filippense 4, 5 en 6. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Versie 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smekinge en met danksegging aan God bekend. Amen, dankie. Ek dink gister toe ek nou so teen die tafel sit, is broer Christo hier. Hy's mos die man wat die wette ken en die legislation en die wat alles. Gaan ek so 'n bietjie deur citizenship en as jy foreigner is, wat is jou regte? Ek dink ons almal, ek wil amper nie sondaars sê nie, want ons is ook sondaars gered deur genade. Maar hulle wat hom nog nie aangeneem het nie, hulle bid ook tot die Here. Maar die Here gee vir hulle special grace, van hulle gebedes word beantwoord. Nou net so as 'n foreigner in 'n land kom, as die foreigner by die kliniek kom, kan ons nie die foreigner wegwys nie. Al het hulle 'n dokument wat is soos ons ID-boekies lykie, moet ons nog steeds vir hulle help. Hulle kan ook 'n saak gaan maak, maar daar's sekere regte wat 'n foreigner nie het, wat 'n citizen het nie. So ons is vanmôre moet ons weet ons is burgers van die hemel. En ons Pa wat in die hemel is, hy govern oor ons. En dit maak dat ons syne is. Ek dink ek gaan net so 'n paar goedjies vir u deurlees. Citizenship is to be born in that country. Ons is mos gewederbaar. Ons is gedoop. So dit gee vir ons die reg om aan die hemel te behoort, om aan die Here te behoort. U wat nog nie die Here aangeneem het nie, wat nog nie bekeer is nie, bekering, dit is 'n moedsaak, sodat u ook aan die Here kan behoort. Hy sê, ek wat gedoop is, julle wat gedoop is, u het legal regte tot op daai land waarin jy burgerskap het. Jy het ook die reg om protect te word, want jy behoort aan daai land. Jy het regte en in return, ek kan nou nie so lekker, was heeltyd gestaan Engels. So vergewe vir my. And in return, you are expected to obey the country's laws. So dit vrywaarie vir ons wat burgerskap het in die hemel, want ons is mos die Here se kinders. Ons is nie net sy skepping nie, of 'n skepsel nie, but we are citizens of the kingdom of God. Ons het regte, ons word beskerm, en deur dit, al wat die law vereis is, dat ons moet gehoorsaam wees aan die laws van die land waarin ons is. En ons moet ook die land beskerm teenoor die enemies. Nou baie keer as ons daar buite beweeg, Suster Baby, dan praat hulle gou so bietjie van evangelis hier by Suster Stina, en Suster Stina soekie Winnie. Suster Stina vergeet sy moet protect, want ons is almal lede van, ons is burgers van die hemel, en daar praat sy ook saam. Nou sodra jy iets doen, wat teen die wet is van die burgerskap wat daar is of heers, dan is daar straf vir jou. So baie keer verstaan ons en ons wil die Here vra, maar hoekom gaan dit so, maar jy vergeet, jy die agter het, jy het iets verkeerd gedoen. Jy het die law abide, en die law is nie ons praat nie nou van die wet nie, ons het mos 'n verhouding met die Here.
En die Here het mos hierdie boek vir ons nagelaat. En dit is ons riglyn, dit is ons kompas. So ons moet sien dat ons doen wat die land se burgerskap van ons vereis. As ons verder gaan, dan het hy so mooi gesê in Filippense 4, to pray is to make a petition. En as ons voor 'n hof staan, as ons voor 'n magistraat staan, then we petition. Jy vra, maar is daar nie versagting nie? Jy vra, is daar nie beskerming nie? Jy vra dalk hoeveel kan ek nie dalk byl geld betaal of bymekaar maak, of is daar nie versagting nie? Dit is die reg wat ons het as ons burgerskap in die hemel het. Ek dink as 'n foreigner kom, baie keer dan moet hulle teruggaan van hulle het nie burgerskap van Suid-Afrika nie. As daar 'n saak kom, maar jy wat burgerskap het, jy het die reg. Dis hoekom baie keer verstaan mense nie hoekom dit goed gaan met die man en die vrou wat op die Here vertrou nie. Ek dink in die psalms sê, vra Dawid die Here, hoekom het dan so goed gaan met die sondaar? Maar ek dink dis 'n special grace wat die Here gee, want hy wil vir hulle trek met sy genade. En ek dink dit gaan nie vir altyd duur nie, want die Here gaan sy torenigheid sal hy aan hulle openbaar. So ek wil vanmôre vir u sê, ek het nie baie om te sê nie, want ek wil net doen dit wat die Here wil hê ek moet doen. Daar's 5 verskille tussen 'n alien of 'n foreigner. Aliens does not owe, hulle het nie regte nie. Nee, foreigners het nie regte nie. Citizens het 'n political, fundamental, so hulle het equal rights. As jy 'n burger is van die hemel, dan kan jy aanspraak maak op dit wat daar vir jou is. Aliens does not have rights, hulle het nie regte nie. Dis hoekom jy sien, die winkeltjies wat so op, hulle koop maar so uit die hand die huise, van hulle kan nie deur die wet reg gaan nie, van hulle is nie bemagtig nie, hulle is inkommers in die land. Nou as u vanmôre hier sit, u is 'n inkommer, né? Jy moet nie vir my kwaad is nie. You only visiting the land. Jy het nog nie burgerskap. As jy jou bekeer, die dag as jy jou oorgee, dan het jy burgerskap tot dit wat die Here vir jou het. Ek dink is 'n nuwe jaar en ons moet begin die waarheid praat, dierbares. Ons kan nie mense saam met ons sleep en mense ook laat, ja, die woord sê ons moet hulle met liefde hanteer, maar hulle moet ook besef, ons moet vir ons bekeer. Dis soos as jy by jou werk is, ek is nie in 'n unie nie, maar as daar voorregte kom, maar kry ek ook outomaties, né? Nou net so is dit, u wat nie die Here dien nie, en die Here gee vywe vir ons wat burgers is, then automatically it will come over you, né? U geniet ook dan daai vywe. Citizens word ook dan gebruik as u burgerskap het in die hemel. Dan as daar oorlog is, dan het die governor van daai tyd of van die burger wat heerser is oor die burgers, het reg om vir jou te sê, maar meneer, jy moet vir ons oorlog toe gaan, man. Maar met daai oorlog wat jy na toe moet gaan, kry jy training. En dit is die regte wat ons het. Ons het die reg om in die vyand se kamp in te gaan en oorlog te voer, van ons behoort aan die Here. Jy moet baie mooi luister, dierbares. Ek dink dit is so mooi in Matteus 6 vers 9. Ek gaan nou my vra broer Jacques moet lees, waar hy sê, onse Vader wat in die hemel is. U wat die Here ken, dis onse Vader en hy is in die hemel. En dit is waar ons vanaf te wagte is. Baie keer daar kom die 7 days mos en hulle sê, hulle het so 'n oulike skrifgie wat hulle daar uittrek. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die woord sê hy gaan kom op die wolke van die hemel. So hy gaan nie afkom na ons om te kom bly nie, hy gaan vir ons vat waar hy is. So u moet weet hoe u die mense antwoord. Die hemel is daarbo, né?
van waar hy sal kom, nie waaruit hy sal, van waar af hy sal kom, is uit die hemele uit. Dan sê hy so mooi in Psalms, praat hy van, Broer kan vir ons Psalm 11, versie 4 lees. Amen. Is u nog hier, dierbares? U moet die burgerskap, u moet dit behou, dierbares, né? U moet vashou daaraan. En u wat nog nie daar is, elke Sondag nooi ons vir u julle. Weet jy om u te bekeer, is nie 'n gevoelie, is 'n besluit wat jy moet neem. Amen. Psalm 11 vers 4 sê die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel. Amen. Sy oë is oop. Sy oë keer die mense kinders. Yes, Dis die Lord, woord dankie van vir die woord. Amen. So ons weet waar ons se Here is. Soos op die jou as hulle weer kom en vir jou vra, die mense kom ons met baie stryd vra. En dan wil hulle by jou weet om vir jou van het op 'n dwaalspoor te lei. Maar ons moet weet hoe ons die wêreld antwoord. So u moet vanmôre weet, u het burgerskap. U is die Here se kind. En as u nog wonder aan wie u behoort aan die Here. Want hy sê, hulle wat hom aangeneem het, Suster Prudence, het hy die mag gegee om kinders van die Here genoem te word. Nog laasweek het ek met iemand gepraat en hy skud sy kop so en hy sê, maar ek is die Here se kind. Ek sê, jy is sy skepsel. Ons moet die waarheid praat. Toe sê ek, jy is die Here se skepsel. Jy is nie sy kind nie, want jy het hom nie aangeneem nie. Baie keer wil die mense die gunste en die gawes van die Here hê, maar hulle is nie bereid om die Here aan te neem en die battle te fight tussen vlees en gees om by die Here uit te kom nie. Ek wil u vanmôre goddelik aanmaan. Dis nou die tyd om die Here aan te neem. Dis nou die tyd om vir hom te sê, Here, hier is ek, net soos ek is, kom ek na u toe. Maak met my soos u wil, want hy is vanmôre die pottebakker. Ek wil u vanmôre bemoedig dat ons moet by die Here bly. Ons moet by hom skuil en hy sê so mooi in Romeine 12 versie 2, kom ons word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Baie keer die mense weet nie of jy 'n suster is nie. Nou praat ek nie van lykie, né? There's mos 'n religious spirit, Broer Warren. 'n Religious spirit is, ek is godsdienstig, ek bid, ek lees my Bybel, maar ek het nie regte verhouding nie. Ek lyk reg, Suster Brenda, ek praat reg, ek klink reg, but I'm not in relation with God. Dit is 'n godsdienstige gees. En religion kills. Religious spirit maak jou gees dood wat die Here binne in jou geplant het. Baie keer het ons so vra wat ons vir mekaar vra, maar ek wil vir u sê, dis 'n persoonlike saak. Lees jou Bybel, dat jy nie nodig om vir my te vra of 'n pastoor te vra nie. U moet self daai verhouding met die Here hê, dat u toegang het tot die Here om vir hom te vra, maar hoe maak ek hier? Dit het tyd geword dat ons die Here in gees en in waarheid moet doen. Daar is nie meer tyd om te speel nie. U moet die Here dien met alles wat binne u is. Alles dan niks, u moet hom dien. Al kom niemand nie, u moet hom dien. Al verstaan niemand nie, u moet hom dien. Al kry u swaar, u moet die Here dien. In alle sê Filippense, in alle omstandighede. Ek kyk maar so, 'n mens kan ook sien, as sien ek, hey, daai broer het nou weer iewers, hy is nou baie gelukkig. Hulle wat gelukkig is mos volop. Maar daar kan net 'n windjie waai. Nee, dierbares. Jy moet in alle tye, weet jy, ek kom van 'n seisoen af, jare terug, en ek dink die Here vat 'n mens deur dinge dat 'n mens mekaar moet advise, dat 'n mens mekaar moet leer. Jare terug was ek op my plekkie, want ek was nie vleestelik, maar my ma weet mos hoe was my man met my, is net die werk van die Here in, is net dit. Ons is soos roommates gewees. No communication, niksie, en dit het my afgetakel. Dit was so erg, dat ek gesê, die Here, ek wil nie met my gebroke gees die volk bedien,
in sang en aanbidding nie, en ek het teruggesit, en ek het besef, nee, ons moet die stryd stry, sodat die gees kan sterker word, dat jy hoef terug te sit, want baie keer as ons nie lekker is, dan sit ons terug. Dit wil vir my sê, jou flesh is nog steeds in beheer van jou gees, en dit moenie so wees nie. We are not born out of flesh, but through spirit. So u wat nog vanmôre hier sit, wat nog so, daar kan jy vlieg op die neusie, jy kan nie die suster verdra nie, en is dit, en is hier, en is hoe, en is wat, weet jy wat, is oudtyds man. Nooit, is oudtyds. Weet jy wat dierbaar is, ek het 2021 moes my ma verloor, Augustus maand, moet ek deur gaan Kaap toe, want ek het verskriklike migraines, so erg, ek kan nie my kop skud, ek kan nie lag, ek kan nie hoesie, dan pyn het. En ek sê vir Dr. Blauw, ek het mos nie 'n mens, weet jy, ek is 'n mens, as iets my pla, ek gaan kamer toe. Of ek gaan sommer sê, broerie Rowan, man, die wat jy nou met my gedoen het, ek stem nog al nie saam nie, maar die Here het vir my so, ek weet nie, ek kan nie iets teen iemand hou nie, van die Heilige Gees is hier binne. Want as ek nog vir jou hier binne, hoe Suster Margaret, daar was 'n plek vir die Heilige Gees. Hy gaan mos nie daar kan woon nie. Weet jy, en die dokter sien iets, terwyl hy die ekstra laat doen. En ek is 'n geloofskind, my ouers is, my pa is mos 'n Griekwa. En ek dink van kleintyd af, hy was nie bekeer nie, maar ons het kerk toe gegaan. En as die seuns ookie wil gaan nie, broer Warren, dan moet hulle buite sit, tot ons uit Kensington uitkom. Kensington is bitter ver van Elsie's rivier af, is baie ver. My pa het regeer, hy het vir ons die regte goed, maar hy het mos nie vir ons vir Jesus geleer nie, want hy was nie bekeer daai tyd nie. En ek besef, dit wat binne in my geinstil was, het my 'n geloofskind gemaak, Suster Mac. En ek was die deur Kaap toe, en ons kom daar, en hulle het gesien op die ekstrale, daar's 3 kolletjies, wat op die brein is, maar hulle weet nie watter kant, of het linkerbrein of regterkant of wat nie. En ek sê, Here, ek vertrou op U. Daniel en sy vriende het gesê, al red hy ons ookie, sal ons nie buigie. En dit is wat ek ingeneem het, en hier staan ek. Ja, die ou koppentjies kom, maar dan sal ek maar die Here bly getrou. Ons moet die Here op sy woord vat. Nie net op sy woord vat vir dit wat hy kan gee nie, maar sy verordeninge. Ons moet doen wat die Here wil hê, ons moet doen, sodat dit met ons kan goed gaan, dierbares. Ek wil vir u sê, u moet die Here dien. Sit terug, alles wat u nog terughou. David sê in Psalm 119 versie 75, daar gaan sit ons mos op die ashoop soos Job, en ons vra, Here, hoekom moet dit dan so gaan? Sien niemand dan my ellende nie. Daar sê David in Psalm 119 versie 75, u moet mooi hoor, dat u Here my laat swaar kry, is 'n teken van die trou. Daar sê die mense mos, Suster Brenda, die swaar kry is van die duiwel af. Maar Psalm sê nie so nie. Hy sê dat u my laat swaar kry. David sê vir die Here, dat u my laat swaar kry, is 'n teken van die trou. O yes. So moenie murmureer en terug gaan sit as dit nie met jou goed gaan nie. Iemand moet daai woord hoor wat binne in jou gees geplant is. Iemand moet daai bemoediging hoor, Suster Sissie. Al gaan dit hoe by die huis, Suster Essie. Iemand moet jou getuie hoor. Iemand moet die woord hoor wat binne in jou geplant was. Maar if you are going to put your mind on circumstances, then that won't come through. Die Here sê, hy's 'n God van generation. He's not a circumstantial God. Ek het laas jaar gestaan en ek het gesê, die Here het niks te doen met die omstandighede nie, Suster Janet. Hy het niks nie, want hy sê in alle omstandighede, Suster Janet, moet ons die Here aanbid. U moet die Here dien, moenie let op hoe dit met u gaan nie, maar as die lewe binne nie het,
dis dit genoeg om die Here te aanbid vir wie hy is. Hierdie ander goed is net bygoed testamentos. Maar ons moet die Here dien, ons moet hom soek. Vir wie hy is, nie vir wat hy kan gee nie, vir wie hy is. Want as ons die Here gevind het, dan het ons goud. Ons het goed gevind wat meer werd is as goud en silwer, van hy is kosbaar vanmôre. So ek wil vir u vanmôre bemoedig, bewaar jou pand. Bewaar jou pand, sê Paulus vir Timoteus. 'n Pand is iets, jy gaan hom nie net uithaal en dan neersit nie. Want jou pand is jou verbintenis en jy moet dit bewaar vanmôre. As jy afgedwaal het, dis vanoggend die geleentheid om te sê, Here, ek kom net soos ek is. Hier's vanmôre mense wat selfregverdig is, ek rook nie, ek drink nie, ek is alright. Dit gaan nie vir jou hemel toe vat nie, want jy moet met jou knieë buig en met jou tong bely dat hy die Here is en jy moet jou commit tot kruis. Ons wil hê gelowiges moet vir ons bid, maar ons wil nie die Here aanneem nie. Dierbares, weet jy, daar kom mense na my huis toe, Porsche. Roep hulle, suster, pastor, stukkie brood, is daar nie iets om te eet nie? Ja, ek gee dit, dan weet jy wat sê ek vir hulle? Dit gaan bepaal, my uitnodiging aan jou gaan bepaal of jy weer hier sal kom brood soek. Ek gee vir jou nou die brood. Volgende Sondag wil ek jou in die kerk sien. Jy wag vir my en jy kom roep vir my en sê, suster, ek is hier. Dan as jy weer kom brood soek, dan sal ek jou gee. Sien ek jou nie, jy kry nie weer brood nie. Ek kan maar vir my sê, ek is verkeerd, mense misbruik jou. Hulle misbruik, die Bybel sê ja, moenie ophou goed doen nie, maar jy kan nie saai op onvrugbare grond nie. Dit het tyd geword dat ons doen wat reg is. Mense roep jou, jy moet vir hulle kom salf, jy moet vir hulle kom bid. Gee hulle Jesus. Want jy kan hulle nou salf, en as hulle daar opstaan en hulle doen weer sonde, dan gaan dit nie klaar wees nie. So dis vanmôre, die bal is in jou court. U moet 'n besluit maak omtrent Jesus. Hy is vandag hier. Jou probleme gaan dalk nie instantaneously verander of weggaan nie. Dit verseker ek u van, ons het ook probleme. Maar weet u wat, dit maak dit so maklik, want hy is die krag agter ons. Weet jy, as ons in 'n binnekamer, daar's 'n verskil, mense wat vlees is, hanteer probleme verskillend as mense wat in die gees wandel. Daai wat in die vlees is, jy gaan geraas hoor. Jy gaan sommer ook sien, hierdie suster lyk mos nie reg nie, maar as jy goddelik is en geestelik, die mense gaan nie sien daar's iets wat jou pla nie, want jy wandel in die gees. U wat vanmôre nog sê, maar ek rook nog en ek dit. Die Here wil hê jy moet 'n besluit omtrent hom maak. Skinder is ook 'n sonde. Oordeel is ook 'n sonde. Steel is 'n sonde. Iemand se man of se vrou begeer, dit is 'n sonde. Seks voor die huwelik is 'n sonde. Saam bly in hoereerdery is 'n sonde. U wat opkom na die huis van die Here toe, is jy reg geklee nie, dis 'n sonde. Van my man kyk u cleavage, hy's 'n man. Ek moet in jou boude kyk, maar jy's in die huis van die Here, dis 'n sonde. U wat hier sit en jy kan nie vergewe dit wat in die kinderjare gebeur het nie, dis 'n sonde. So vandag is die tyd, sê die Here, laat ons die saak uitmaak. U wat vanmôre u eie planne maak, die Here sê jy moet op hom wag, maar jy beraam jou plannetjies, dis 'n sonde. Want hy sê jy moet nie op die arm van vlees vertrou nie. Jy moet nie op jou eie insigte steun nie, maar jy moet op die Here vertrou. U wat hier beplan om iets te doen wat nie in die raamwerk is nie, die Here weet van jou. U wat in ander gode glo, die Here weet van jou. Dit het tyd geword dat ons die Here moet dien. Ek het die hemel vir u nie. So u
Verwagtinge moet baie minimaal van my af wees, want ek stry net so hard soos u. Weet u, ek staan ook voor uitdagings. Ek word ook versoek, maar omdat die Gees sterker is, doen ek dalk nie wat u doen nie. U gryp daai geleentheid aan om sonde te doen, ek staan weer terug. Want die lam van die Here laat my nie toe om te doen wat die wêreld doen nie. Dat het tyd geword dat ons die Here moet dien. Hou op na jou broer, kyk na jou suster. Dit kan net 'n bietjie goed gaan, dat dink jy hulle is hooghartig. Los jou jaloerse gees. Kom jy op die plek waar die Here wil hê jy moet wees. Want wat hy vir jou broer en jou suster doen, hy het dit vir jou ook instoor. Maar dit hang af na mate hoe jy insit, hoe jy dien. Life is very simple, but we make it complicated. Die lewe is baie eenvoudig. Weet jy, in vasting in, sluit ek en my suster af en ek sê vir daai aan, meite, nee man, ek is te honger, ek gaan nou vroeg afsluit. Dit was nie my werkie, sussie. Ons bid klaar, pose, en ons trek die koringkorrels, en ek trek iets in psalms in, wat sê, as jy gehoorsaam is, sal dit met jou goed gaan. Toe moet ek maar sê, kossiekie staan, jy lag ook eers maar terug man. Die priester van hierdie huis het mos gesê tot 6 uur toe. Weet jy wat, en die Here is vir my goed. As jy gehoorsaam is, as jy 'n gewillige gees het, dan die Here die anders broer Arnold om na jou te kykie. Kykie, hy wil ook nie kykie. As 'n kind hom aanroep, hy draai die kant toe, en as hy eers dink, haar opofferinge, as hy eers dink, hoe sy kon gesteel het, hoe sy kon gelieg het, hoe sy kon gehoreer het, hoe sy kon wat gemaak het, en sy het dit nie gedoen nie, dan moet hy hom draai na haar toe, want sy was getrou. Dis nie 'n storie wat ek vir u vertel nie, dis wat ons elke dag ervaar. U moet by die Here bly. Kom ons dien die Here met blydskap. Kom ons kyk nie angstig om ons rond nie. En ons moenie laat ons 'n verwagting in 'n mens wees nie. Nee? Ek gaan nou dalk vandag iets aan net nou dink ek, ai jene, suster kan ons maar sien my jou toppie is nie lekker nie. En nou gee suster ook nie vir my ietsie nou sê kwaad. Weet jy hoekom? Want u het op haar gekyk. Die is vlees. Die woord sê ons moenie op vlees vertrou nie. U moet na die Here toe gaan. En hy is die voorsiener van alle goeie gawes en hy sal vir u deurkom. U moet moed skep. Ek hoop u weet en u verstaan, as u die Here aangeneem het, you have citizenship in the heavenly places. So alles wat daar gebeur, die Here moet dit met ons deel. Hy sê ek noem julle nie maar meer diensknegte nie, maar ek noem julle my vriende. En net as jy getrou is, dan is jy 'n vriend van die Here. So jy moet moed skep. Los die omstandighede om watsigede en hoesigede. Los daai goed man. Ons sing aan so, to worship you I live. To worship you I live, I love to worship you. Net so een keer. And to worship you I live. To worship you I live, I love to worship you. Ons sing aan so pragtig daai. Maar as jy die werk moet doen, dan bid jy nie. As jy besig agter die kospotte is, dan is jy liewer skwaad, want ek moet alles doen. Is net mammy hier en mammy daar. Change your attitude. Wie moet dit dan doen as jy dit nie doen nie? En weet jy hoe hulle kom nou hier in? Soek hulle my, reik hulle my uit? Of wat is dit? Maar jou gesindheid. Die Here sê, as die woord sê, as die liefde van die Here jou nie trek nie,
dan is dit te vergeefs. So kyk hoe u handel met mekaar. Respekteer jou man. U wat getroud is, respekteer u man. U man bly jou hoof. Ja, help hom reg, maar daar's 'n plek vir dit. Vrou, waardeer julle vrouens, mans, waardeer hulle, respekteer hulle, wees lief vir hulle. Dalk is so erg miskien, maar as jy jou vrou lief het en jy vertroetel haar, jy gaan sien hoe gaan die vrou blom. Jy gaan ook wonder, maar wat gaan hier aan? Ek is 'n produk van dit. Kyk hier, Joseph, hey, Joseph kon nie mismoedig raak. En nou Maria was maar op die esel, hy moes maar hier langs aanloop. Julle weet hoe droog is dit in 'n woestyn en in 'n dorland. Joseph moes maar loop, want hy het geweet, she must give birth to the gift. Jy gaan dalk nie Jesus voortbring nie, maar jy gaan 'n gawe voortbring. So Josephs, julle moet na julle vrouens kyk. U wat enkel lopend is, u moet na u kyk. Pas u op. Maak tyd vir die Here, want as 'n woord wat sê die Here jou maker is jou man. So die gesag wat u vir 'n vleeselike man sal hê, u moet daai gesag vir hom hê, vir die Here. U moet alles doen soos ek doen om nie die Here te teleurstel nie, so moet u ook doen. Want die Here sal na u kyk. Wees geseënd, onthou u is burgers van 'n baie pragtige land. 'n Land wat as ons almal volhard tot die einde, dan gaan ons daai land beerwe. U wat nog nie by die Here is, u moet by hom uitkom voor dit te laat is. Weet u, die Heilige Gees praat mos en hy praat. Later van tyd is dit dat hy nie meer praat nie. Jy hoor hom net nie meer nie. Van jou vlees maak daai hindernis, so jy kan nie, hy's amper soos 'n soundproof. Dan hoor jy hom glad nie meer en dan dink jy ook, maar die pad wat ek loop is reg. Maar dis nie regte pad nie. Jy moet terugkom na die Here toe. Wees geseën volk van die Here. Amen. Day and night, night and day, you are holy. Night and day, day and night, you are holy. Majesty, we bow before your throne. Majesty, majesty. Wie wat gebed nodig het, wie wat die Here wil aanneem, wie kan vanmôre kom. Halleluja. Day and night, day